Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 16 doen. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Exodus 16, die kwartels en die manna, die Sabbat. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15de dag van die 2de maand, na hulle uittog uit Egipte land. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei, om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die 6de dag sal hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipte land uitgelei het. En môre vroeg dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmureringe teen die Here gehoor het. Want, wat is ons dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmureringe hoor wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die Here. Verder het Moses met Aaron gespreek, sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader voor die aangesig van die Here, want hy het julle murmureringe gehoor. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Here julle God is. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulag rondom die laar. En nadat die doulag opgetrek het daar oor die woestyn iets gelê, wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Here beveel het. Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie.
Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. Ai wee hy. En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte. En as die son warm word, smelt dit weg. En op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 gomers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het. Môre is dit rusdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit. En berei vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit geberei tot die môre toe, soos Moses beveel het. En dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lank moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat. Dan sal daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarop gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is, laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. So het die volk dan op die 7de dag gerus. En die huis van Israel het dit man genoem. Man, M-A-N, al 3 letters met hoofletters. En dit was wit soos koriandersaad en dit het gesmaak soos heuningkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Ek lees weer vers 32. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. 'n gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte uitgelei het. Ek wonder of hulle dit toe gedoen het, en of daar nog steeds van daai brood iewers is in die wêreld. Dit is baie interessant, dat die Here gesê het, hulle moet dit bære. Vir hulle geslagte. Ek het geen idee of die brood nog bestaan nie, wat gesê was hulle moet bære nie. Vers 33. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit, om bewaar te word. En die kinders van Israel het die manna 40 jaar vat, en die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in 'n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. En 'n gomer is die 10de van 'n eva. Nou, ek weet nie wat 'n eva nie, en ek weet nie wat 'n gomer nie, maar ek weet dit is definitief maat is wat hulle van praat.
En dit is die einde van Exodus 16. Hierdie kinders van Israel het daarom gemurmureer, hoor. Okay, tot 'n volgende video.